Goeiedag, ek is Willie Botha. Ons het in die verlede episode gekyk na die belangrikheid van verkondiging. En ons het vir mekaar gevra, hoe verkondig ek? Hoe verkondig ek die evangelie in 2025? Paulus het in die vorige keer vir ons verduidelik dat hy skaam hom nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dit laat ons ook by die gedagte uitkom dat, maar hoe verkondig ek? Paulus was hierdie groot geleerde en hierdie ou wat soveel dinge geweet het. Hoe kan ek as 'n gewone lidmaat, hoe kan ek as 'n Christen vandag in 2025 die evangelie verkondig? En ek dink een van die belangrikste plekke om by te begin is kennis. Ons sal almal saamstem dat maak nie saak in wat se beroep jy vandag is nie, dat as jy jouself vir 'n kenner wil uitgee, as jy ook gesag met iets en oor iets wil praat, dan moet jy weet waarvan jy praat. En ook oor die Bybel is dit allermins anders. Ons sal byvoorbeeld sien dat die woordjie kennis in die Ou Testament in nie minder as 87 verse voorkom en in die Nuwe Testament 29 verse wat dit vermeld. As ons na die werkwoorde kyk, sal ons sien dat dit vertaal word met ken, weet en verstaan. Beide die daar in die Ou Testament, ginosko in die Nuwe Testament. Nou dit sê vir ons al klaar dat as ons wil kennis hê, kan daardie kennis uitloop daarop dat ons iets beter ook kan verstaan, ons het begrip waaroor ons praat en dat ons ook weet. Ons het die tipe selfversekering en later amper selfvertroue om dan met vrymoedigheid te praat oor dit wat ons graag wil verkondig. Dit is opvallend dat as jy met predikante praat, hoe hulle sal vertel vroeër jare, jou gewone lidmaat ontsaglik baie kennis gehad het van die Bybel. Het was nie vreemd om 'n ouer lidmaat te ontmoet wat die Bybel beter as die predikant geken het nie. Hulle was lief vir die Bybel, het 'n passie gehad en gaandeweg het daardie kennis wat hulle oor die Bybel gehad het, omgeskakel in lewenswysheid. Dit kon toegepas word. Mense kon onderrig word daardeur. Mense kon na daardie persone toe gaan en hulle sal jou van goeie raad voorsien het. Vandag is die ander kant egter ook waar dat predikante sal vir jou sê dat lidmate al minder kennis oor die Bybel het en dat hulle al meer vatbaar word vir sake wat eintlik op die sykant, op die periferie van die teologiese raamwerk skuil. En so kan mense baie maklik ingetrek word deur sensasionele berigte, deur media wat goed verkoop, wat eintlik maar op baie oppervlakkige teologiese Bybelse beginsels berus. Ek wil vandag vir jou help op 'n baie eenvoudige manier hoe jy die Bybel beter kan leer ken. Hoe kan jy kennis opdoen oor die Bybel? Die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, lees die Bybel sistematies. Begin by 'n boek, miskien nie 'n moeilike boek nie. 'n Ou Testamentiese boek soos Genesis is 'n boek wat lekker lees. Lees die Psalms. Gaan kyk na die inleidingsvraagstukke oor die boek. Wanneer is dit geskryf? Waar dit ontstaan? Vir wie is dit geskryf? Wat is die hoofboodskap van die boek in die konteks waarin dit plaasgevind het? Gaan kyk ook na die genre, met ander woorde, wat se soort literatuur dit is. 'n tweede ding wat 'n mens kan doen, is om seker te maak dat jy 'n eenvoudige rooi boekie, sommer net 'n gewone boekie, 'n dagboekie het waarin jy, as jy klaar jou perikoop of hoofstuk gelees het, waar jy die vers neerskryf, of verse neerskryf wat vir jou die meeste beteken het, of wat vir jou mooi is. En dan lees jy dit na die tyd weer hardop. Op hierdie manier, as 'n ou dit gereeld doen, as jy dit sistematies doen, en bo alles, as jy voordat jy begin, vir die Here vra om vir jou die wysheid en die insig te gee, dat sy Heilige Gees in jou sal werk, dat jy die boodskap sal hoor, wat hy graag wil hê, jy moet hoor, kan jy iemand word wat groot kennis van die Bybel oor die jare opdoen, en ook baie lief raak vir die woord van God. Ons wil graag hê dat Christene oor die wêreld nou meer as ooit
hulle Bybel sal ken, dat hulle daarvoor sal lief wees, en dat hulle ook met gesag daaroor sal kan praat. Maar om dit te kan doen, moet ons weer teruggaan na die bron toe. Ons moet kennis van die Bybel opdoen. Amen.